elke goeie fliek is daar een toneel waar die mentor terugstaan. Dink 'n bietjie aan Obi-Wan of Mr. Miyagi of Mary Poppins. Hulle hou almal iewers op verduidelik en begin wys. Kyk wat ek doen. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Matteus 11 vers 28 tot 30, soos Eugene Peterson dit vertaal in The Message. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you'll learn to live freely and lightly. Dit is presies daai oomblik wat Jesus beleef toe hy sê, kyk hoe ek dit doen. En ek glo, dit was nie net 'n mooi manier van sê nie, dit was die hart van disippelskap. Want ons leer nie deur bloot instruksie nie, ons leer deur imitasie. As dit vir jou onspiritueel klink, jy's beslis nie alleen nie. Ons leef in 'n wêreld wat oorspronklikheid aanbid, innovasie, onderbreking. Die idee om iemand anders na te boots, dit klink swak. Maar Jesus het iets verstaan wat radikaal teen die kultuur ingaan, dat die Christelike lewe minder gaan oor uitvind en meer oor kyk, oplet, versigtig let op hoe Jesus deur die wêreld beweeg. Kyk hoe ek te doen, sê Jesus, nie net wat ek sê nie, hoe ek leef, en dit is waar dit ongemaklik raak. Want as jy regtig mooi kyk na Jesus van naby, dan sien jy iemand wat nooit haastig is nie, wat nie angstig lyk nie, wat wegstap van die skare is, wat bid wanneer ander besig is om te wys, en wat stil, onregverdig, sterf, sonder om homself te verdedig. Ek glo ons moet eers baie afleer, voor ons kan begin navolg. Geestelike vorming is 'n lang gehoorsaamheid in dieselfde rigting. Lang gehoorsaamheid, selfde rigting. Nie vinnig nie, nie flitsend nie, nie eens effektief nie, maar werklik en eg. Jesus se manier van leef, sy ritme van genade, moet gesien word om ontvang te word. Jy kan dit nie aflaai nie, jy kan dit nie met die kortpad vat nie. Jy moet naby genoeg wees om die fyn goed raak te sien, die pauses, die aanraking, die kalm teenwoordigheid. Dit is die stadigste manier om te leef, en dalk die mees menslike manier om te leef. Ek glo 'n disipel is soos 'n vakleerling, iemand wat dag na dag saam met die meester werk, tot jou hande begin doen wat syne doen, tot jou stem sy toon begin aanneem. Dit is nie 'n vertoning nie, dit is teenwoordigheid. Jesus vra nie dat jy hom moet beïndruk nie, hy vra dat jy hom moet dophou. En as jy dit doen, as jy regtig kyk, dan begin jy nie net sien wat hy is nie, maar wie jy besig is om te word. Tot môre, mooi loop.